hulle hande opsteek, wat hulle harte skeer. Dankie dat ons kan sing, hy laat my leef, oorwinnaar wees. As ek struikel, Here, dankie vir vergeef, dankie vir my weer laat lag. Dankie vir my by die goed verbykyk wat ek nie veronderstel is om eers te sien nie, om die oorwinning te sien in Jesus naam. Amen. Baie dankie, kan die sitplek neem, baie dankie julle. Weet julle, as julle so begin op 'n oggend, dan is ek lus om net te prys en worship. Baie welkom in die huis van die Here. Hier kom sy. En daar gaan sy. Ek wil begin om vir elke moeder te sê, baie lekker geseënde Moedersdag. En die wat nog moeders wil wees, moet dit nie rush nie. Dis nie so maklik as wat dit lyk nie. En die wat ou moeders is, nou het my skoonma hierdie week gesê, ek moet nie vir haar sê skoonma nie, ek moet vir haar sê moeder. Sy is nou 'n moeder. Nou ja, ek sê, maak het toch nie verwag, ek moet vir die hele gemeente sê, ek is lief vir my skoonma nie, wat gaan hulle van my dink? Ek het ons skoonma my trots. My liewe mens, ons sing hierdie pragtige liedjies en ek weet, almal wil graag nog 'n bietjie langer sing, ek ook, maar ek is altyd maar 'n oorlog teen die oorlosie, hy is altyd te vinnig vir my, en die 16de Mei het ons 'n praise and worship aand. So almal wat nou vanmôre kwaad vir my oor ek sê ons gaan nou ophou sing, julle moet asseblief hier wees. Ek dink nie ek is hier nie. Is ek dan by die pastore bid hier, Lawie? Ja, ek is nog by die pastore bid. Ek en my se vrou. My liewe mens, almal ken hierdie prentjie. Foei gaan hom nou daar bo sit, dan gaan jy hom mooi kan sien. Almal ken hierdie prentjie van my. Laat ek hom al wys vir die wat nou hier sit. Die puzzle, wat oom Dani vir my so mooi geraam het, Dani, ons moet hom asseblief ophang. Ek weet jy gaan nou vir my sê, maar waar, pastoor, waar? Ek weet nie. Miskien bo kan die kaggel of iets. Ek weet nie, ons moet maar besluit. Julle moet maar besluit. Hy moet net iewers sigbaar wees. Maar hy gaan nou daar bo wees en dan gaan jy hom mooi kan sien. Daar's 'n gesegde en kom maar, en ons weet jy's laat, moenie worry nie, moenie sleg voel nie. Stap in, groet die mense. Kry net jou sit, moet nou nie met almal gesels nie. Sy hier kom aan. Mense moet baie mooi oplet na gesegdes. Ons sê altyd die ou mense, en ek het so versigtig sê, want ek is nou ook 'n ou mens. Die ou mense het die wonderlikste gesegdes, maar hulle het nooit 'n gesegde sonder 'n rede nie. As jy na die gesegdes gaan kyk wat ons Suid-Afrikaners het in ons taal, dan vind jy uit elke gesegde het 'n storie. Nou vanmôre se gesegde gaan, there's more in life than the eye can see. Daar's meer in die lewe as wat jy kan sien. Want ons kyk in 'n tonnel. En ons maak nie ons oë oop nie. Daarom sing ons daai lied wat ons nou net gesing het, sonder om te besef wat ek sê. En nou, as ons nou vanmôre hier by my begin, en ons gaan so deur, almal ons stil by my, het elkeen van ons iets wat ons vanmôre oorhuil. Seer, siek, moeg, verdriet, probleme, goed wat ek nie kan oorkom nie. Elkeen van ons, maak nie saak of jy hier sit, of agter, of voor, of jy hier staan nie, elkeen van ons het vanmôre 'n traan, iewers. Party 'n groot traan, party 'n klein traantjie. En ons besef nie, daar's meer in die lewe as die goed waarna ons kyk, want God is 'n werklikheid. En hy het 'n plan. Jy het nie toevallig vanmôre hier oor dit Moedersdag is nie. Jy's nie toevallig vanmôre hier omdat jy lus was om hiernatoe te kom. Niemand is lus om na my te luister nie. Maar jy's hier omdat God 'n plan het met jou en jou alleen vanmôre. Nou dink jy nou, ek het net gekom oor my vrou gesê het ek moet kom. Nee, jy het nie. Jy het gekom omdat God jou hier wou hê. Hy wou my hier hê. Hy het my hierdie woord gegee
van die puzzle. Nou moet ek net gou verduidelik wat is die puzzle. Daar kan ek hom beter verduidelik. Ons het 'n puzzle gekoop. Ek gaan nou nie Afrikaans praat nie, dan raak ek self deur mekaar. Ons het 'n puzzle gekoop en ons het hom hier voorgegooi en gesê elke mens moet vir hom 4 of 5 stukkies kom haal. En hulle het dit kom haal. En toe 2 weke later toe sê ons bring dit nou terug. Toe sit ons hier 'n tafel en elke oggend, party ons het tot vroeër kerk toe gekom net om die puzzle te kom bou. En toe is die puzzle klaar gebou en toe lyk hy so. En al hierdie blink kolletjies is mense wat nie hulle puzzles teruggebring het. En toe was daar die day, as jy dit nie vandag bring nie, hou dit. En toe lyk hy soos hierdie groot puzzle. En na oom Daniel al geraam het, toe kom daai klein rampie, en op hulle is geskryf elkeen. Ek kan nou nie onthou wat het ek al geskryf, oor sulke sad siggies. Hierdie ouens was almal laat. Te laat om deel van die puzzle te wees. En dis die lewe. Ons is almal deel van God se plan. Maar party het weggehardloop, die silwermanne en vroue. Hulle het hulle puzzles gevat en weggegooi, hulle Bybels gevat en weggegooi. En hierdie het by die deur gekom te sê, ons het net gaan olie koop. Toe sê God, gaan weg, ek ken jou nie. Die ding se briek is nie vas nie, ek ry nou tot daar by Dominee. My liewe mens, dis 'n lewens om God te dien. As ek nou sê, al die Christene steek op julle hande. Wie gaan nie sy hand opsteek nie? Nou so maak jy, gaan jy nou laat sing. Dis nie een vermoere wat sy hand sal opsteek en sê, ek is 'n heiden, ek het teruggeval, ek is nie 'n goeie mens nie. Almal wat hier sit is goed. Net God is goed. Almal wat hier sit, is op pad hemel toe. Ek het dit nou die dag gesê by 'n begrafnis. Voorvrou, as jy nie op jou plek is nie, dan soek ek jou. By 'n begrafnis gesê, ek het al 100, nee, seker 1000 ouens hier begrawe. Ek het nog nie een slegte mens begrawe nie. Jo, as hulle daai bedankings doen, dan sing hulle van hierdie persoon in die kus, dan dink ek is by die verkeerde begrafnis. Want die wetter wat hier lê, was op pad hel toe. Maar vermoere is hy blykbaar in die hemel. En wat is hy liedjie, Angels is jealous. Ek is jealous of the angels wat nou saam hierdie ou kan wees. My liewe mens, as jy God wil dien, is dit meer as kerk toe kom. Is meer as mooi klere aantrek. Dis meer as geld in die trommel gooi. Dis meer as sing en bid. There's more in Jesus than the eye can see. En ons moet die klappe van ons oë afval. Ons moet om God te dien is 'n lewenswyse. Dis nie 'n kerkding nie. Jy trek jou baadjie aan en jy lyk spoggerig en party is so grand, hulle staan hier voor en hulle praat, en party is grand, hulle speel op die dromme en hulle sing, en party is grand, hulle staan by die deure. Dis nice. Maar dit is nie 'n verhouding met God nie. Dis 'n kerkding. Dis 'n mensding. Dis 'n ding wat ons aangeleer het, wat ons tradisie wat ons geërf het. Om God te dien is 'n lewenswyse. Dis nie 'n ding wat jy 9:00 begin op 'n Sondagmôre en 11:00 van hierdie baie kas doen. Ek moet nou versigtig, net nou is ou nie se mikrofoon weer weg. Is 'n verhouding met 'n lewende God. Weet jy wat beteken 'n verhouding met 'n lewende God? Julle ken my storie oor en oor, ek dink hulle moet my nou beroep, want almal ken my stories. My ervaring, my lewenservaring. Hier gaan dit nie oor wie jy is nie, nie wat se titel jy het nie, nie hoeveel geld jy het nie, nie hoe mooi jy is of hoe slim jy is nie. Hier gaan dit oor 'n
'n ewige lewensbesluit. Ek onthou toe ek vir my huis geteken het, jonk getroud, en ek teken vir daai huis, en ek het hierdie swaar gevoel in my gemoed, R70,000 skuld. Dit was verskriklik. Hierdie groot verantwoordelikheid wat hierdie jong man van 25 moet maak, om hom vas te teken vir 40 jaar, hierdie groot bedrag geld. Ons almal moes al groot besluite neem, maar hierdie besluit van vanmôre is baie groter as jy nog ooit in jou lewe gedoen het. Waarom neem ons dit so ligtelik op? Waarom is ons so lou as dit by Jesus Christus kom? Terwyl die woord van God dit so duidelik uitspel in elke bladsy van sy woord wat ons moet doen. Is ons so traag? Terwyl as ek hier voor begin en ek sê, hoekom het jy besluit om vanmôre hier te wees? Het jou vrou jou gedwing? Of wil jy graag hier wees? Hoekom het jy kom sing vanmôre? Het jou man gesê, jy nie vanmôre die dromme speel nie, ou girl, het jy moeilikheid? Of wou jy speel? Wou jy die woord bedien? Wil jy bid? Wil jy sing? Ja, ek wou. Maar hoekom doen jy dit so met jou hande in jou sakke? En jy's moeg. Ek word so kwaad vir die jong mense, my kinders ingesluit. Ek sê, dit klink my julle is moeg gebore. Wat gaan julle maak as julle 70 is soos julle pa? Kan nie vir ons moeg wees nie. Ons is moeg om God te dien. Om hierdie lewensreis, hierdie Christenskap is in mekaar gevleg. Dit het 'n begin gehad. Myne was die 17de Januarie 57. Het ek begin. So 'n paar maande voor die tyd, blykbaar was ek 'n klein liggie, en nou moet ek skyn. Maar dit is 'n reis wat nie gaan ophou nie. Dit stop nie hier by 'n kus nie. En almal hulle vertel jou goed is jy nie. Die reis begin eintlik eers daardie dag. En ons wil kerk hou. Ons wil die regte goed doen. Ons wil mense beïndruk. Dis nooit 'n as and when verhouding nie. Dis nie. Ek het 'n touchy gehad. Ek het so 'n ding. Hy werk ook nie meer. Dis nie iets wat lou moet wees nie. Dis nie iets wat soos en wanneer ek besluit nie. As ek nou vanmôre wakker word en ek sit die TV aan en daar's nou iets op wat ek nie van hou nie, dan sê ek vir my vrou, trek aan. Vir wat? Ag, ons gaan maar 'n bietjie kerk toe vanmôre. Hierdie tannie bel my Saterdag aand omtrent 7:00. Pastoor, wat doen jy vanaand? Ek sê, hoekom? Sy sê, ek en my man moet jou kom sien. Ek sê, hoekom? Wanneer? Sy sê, nou. Ek sê, hoekom? Ons het huweliksprobleme. Ek sê, okay. En hoe lank het julle hier huweliksprobleme? Ja, dit is al so 5 jaar. Maar vanaand, toe sê hy vir my, toe ons nou weer stry oor dieselfde ding, toe sê hy, bel die pastoor, hy doen seker weer niks, dan kan ons soontoe gaan en dan kan hy vir ons hierdie probleem oplos. Sê, that'll be the day, vir Saterdag aand. Sê, julle het 5 jaar met daai ding gesukkel, nou moet ek dit in een aand kom oplos. Ek sê, bel my volgende week. Dis wat ons doen met Jesus. As and when, soos en wanneer ek wil, of dalk nie wil nie. Ek gehoorsaam, soos ek wil gehoorsaam wees. Ek besluit, wat is belangrik en wat is nie belangrik in die woord. Hoeveel mense sit in kerke elke dag? Hoeveel predikante staan op preekstoele elke dag? En besluit, wat in hierdie woord is vir my belangrik en wat is nie belangrik. En die goed wat ek dink nie belangrik is nie. Terwyl die woord van God sê, jy mag nie een woord uithaal nie, mag nie een woord byvoeg nie. Die woord sê so, ek het dit nie uitgedink nie. Besluit mense,
en hulle sit hier, en weet julle wat maak my bang? As ek kyk hoe mense reageer, en hoe hulle optree, en wat hulle doen en wat hulle nie doen nie, terwyl hulle onder die geklank van God se woord, die salwing van die Heilige Gees is, tree hulle op asof dit 'n hobby is. Ek het nou mos hierdie swakheid vir karretjies, en ek vat 'n ou sagte, hierdie wat die vroukies hulle neusie so mee poeier, en dan vee ek al die stoffies af. So met liefde. Maar ons wil nie God so behandel nie. Ons sal hom behandel wanneer ek lus is. Wanneer ek niks het om te doen nie. Dis net 'n ja of nee antwoord vermoere. Dis net 'n ja of nee. Ek wil 'n kind van God wees. Ek wil die Here dien. Dis of ja of is nee. Maar dis nie wat Christene doen nie. Hulle sê ja nee. Jy gedink, daar was so gesegde op 'n stadium. Ja nee, dit is so. Nou wat? Amper sê ek, wat 'n wetter is dit nou? Is dit nou ja of is dit nee? Ja nee, ek stem saam. Stem jy nou saam of stem jy nie saam nie? Dis goed waaroor ons kan saamstem of nie. Party skree vir die Bokke, party vir die All Blacks. Ja nee. Wat skree jy voor? Dis goed wat jy moet gaan stil sit en sê, weet jy wat? Wie is ek nou eintlik? Wie is ek nou eintlik? Het jy al mooi gaan sit? Jy maak so. Dan kyk jy vir jouself. Dan sê jy self, wie is Ben Loubser nou eintlik? Maar nou nie na my kyk en sê, wie is Ben Loubser nou eintlik nie? Ek doen dit sommer self. Kyk na jouself. Wie is jy nou eintlik vermoere? Waar pas jy in die puzzle in? Of is jy een van hierdie silwergate, of is jy die een wat nie olie in sy lamp gaan hê? Nee man, Ben, wag. Jy praat met die verkeerde ouens. Uit eendag in die kerk opgestaan, toe sê hy, jy praat met die bekeerdes, gaan praat met die onbekeerdes. Toe sê ek, weet jy wat? Ek praat met die onbekeerdes, ek praat nie met die ongoddelikes nie, ek praat met die onbekeerdes. Nie ek nie, Heilige Gees. Ek sit saam met jou daar, staan ek hier voor en swaai my arms. Ek sit saam met jou daar. Ek is onder dieselfde kam gesny as jy. Ek moet dieselfde verantwoording doen as jy. Ek moet ook weet, waar's my perke? Ek moet ook weet wat se God se plan met my lewe. So ek is nie hier om vir jou te preek en te sê, change dit, doen dit nie. Nee, God sê dit. Ek is hier om my en jou te herinner aan sy woord. Maar wat en wie is ek en jy nou eintlik? Hoe getrou is jy regtig? Ek is bly niemand sê nou amen. Waar's die leesstoel manne vermoere? Waar's hulle? Getrou? Ja, hulle vat hulle vrou vir Moedersdag hoompie toe. Dis nice. Maar weet jy wat? Van 11 tot 10 vanaand kan jy al die hoompies gaan besoek op die Oosrand. Hoekom nou? Ag, God sal verstaan. Hier was 'n vrou in die gemeente, elke tweede dag gaan sê sy vir Fransis, ek moet altyd aan die agterste speentjie suig. God moet altyd met respek gesê aan die agterste. Ek en jy, hoe gehoorsaam is jy regtig aan die woord van God? Nie aan my nie. Jy hoef nie aan my gehoorsaam te wees nie. Jy hoef nie van my te hou nie, jy hoef nie te hou van wat ek sê nie. Dis 'n woord van 'n geskrewe woord van 'n lewende God. My liewe mens, ek wil jou vanmôre vra, en jy moet jouself beoordeel. Nie na my luister. Is jy 'n wedergebore kind van God, of is jy 'n bywoner? Ek moet dieselfde vraag antwoord. Ja, maar Ben, jy's elke Sondag hier. Sou ek hier gewees het as ek 'n pay gekry het. As hulle my betaal het net Sondag as ek hier is. Dan was ek Maandag en Dinsdag ook dalk. Hoekom is jy hier? Hoekom is jy elke Sondag hier? Hoekom is jy as en wen hier?
Hoekom kom jy net op spesiale geleenthede? Dis wat God wil weet. Here, laat U wil geskied. Of is dit Here, laat my wil geskied? Here, laat my wil geskied. Hoeveel van ons loop die tweede myl? Hoeveel van ons draai die wang 70 maal 7 keer? Ek het ook maar ou gesegdetjie. Wen jy met jou wang draai, dan sê ek het my wang gedraai. Hy het my hier geklap, toe draai ek my wang te klap by hier. Toe klap ek om, nou moet hy 'n bietjie sy wang draai. Is dit wat God sê? Nee, dis nie wat God sê nie. Hy sê 70 maal 7. Nou, as jou klappe brand, dan brand myne ook. Want I did it my way. Ek is 'n wedergebore kind van God. Ek sal God dien met alles in my. Titus 1 vers 5 tot 9. Luister wat sê die woord. Hy praat nou hier en hy sê, julle daar in die stad, ek het julle opdrag gegee, julle moet van stad tot stad gaan. En julle moet ouderlinge, wag, laat ek nou eers lees, anders lees ek nou weer my eie woorde. Ek like nogal om my eie woorde te lees, vra vir Francis. Ek ry sommer, dan sê ek, jy moet jy afdraai Sannies Hof toe, dan sê Francis, nee man, daar het gestaan Stilfontein. Ouderling, aan te stel, soos ek jou beveel het. 'n Ouderling, kom ons noem dit 'n Christen. Kom ons noem dit 'n Christen. Kom ons noem dit 'n disipel vanmôre. Kom ons noem dit 'n volgeling van Jesus. Dis mos wat ons is. Ons is of 'n ouderling, ons gebruik 'n meer moderne woord, ons is Christene. Ons is disipels. Ons is volgelinge van Jesus. Weet jy wat wil ek jou vra? Wees vanmôre oorsensitief vir die woord. Wees bietjie oorsensitief. As die woord van God sê, is jy al 'n disipel? Voor jy sê amen, sê Here, is ek regtig? Hoe lyk dit deur u oë? As u na Ben Loubser kyk, hoe lyk ek regtig? Nie wat dink die wêreld, wat dink, ons my vrou? Wat dink my vrou nie? Wat dink julle nie? Wat dink die kerkraad? Wat dink hulle as hulle om die tafel sit om my verhoging te bespreek nie? Nie wat dink julle nie? Jesus, wat dink u regtig? Is ek 'n Christen? Is ek 'n disipel? Is ek 'n volgeling? Is ek alweer gebore? As iemand onberispelik is, dis wat God van jou en van my verwag. Luister mooi. Hy praat met elkeen in hierdie gebou, elkeen wat ingeskakel is. Hy sê vanmôre vir my, iemand wat onberispelik is. Kyk gou na jou hand. Baie mense dink as jy 'n pastoor is of een of ander big shot en jy gaan dood, dan skiet jy soos 'n sterretjie. Maar dink God ook so? Here, hoe lyk ek regtig? Onberispelik? 'n Man van een vrou. Ek meen, hoe kan ek dit duideliker stel? Man van een vrou. Gelowige kinders. Hoe lyk jou kinders regtig? Ja, maar ek het alles probeer. Die wetters luister nie vir my nie. Vermaan jy hulle elke dag? Straf jy hulle? Dis wat God sê. Hy sê hy verwag van 'n Christen, 'n disipel, volgeling van God om onberispelik te wees, 'n man van een vrou, gelowige kinders wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie. God sê so. Wat 'n opsiener moet want 'n opsiener, ek en jy is opsieners. God het jou 'n titel gegee. Dis dalk nie herder of pastoor of wat jy ook al wil wees nie. Hy het jou 'n titel gegee. Elke man wat hier sit, het 'n titel vanmôre. 'n Opsiener moet 'n rentmeester, dis soos 'n ouditeur. Jy moet 'n rentmeester, jy moet beheer vat van die woord. Dit geld vir die vrouens ook, maar ons gaan nou by die vrouens kom.
onberispelik wees, nie eie sinnig nie. Jy kan maar eina sê as jy nie wil amen sê vir my. Dominee? Ok. Nie oplopend nie. Die kookstertjie bediening. Ek kan my so wip in 'n gekrul. Geen drinker. Ag, ben 'n whisky aand. Hou die duiwel op die kant, of ek weet nie wat hy gesegd het. Geen vegter, geen vuil gewinssoeker nie. Maar disipel, kind van God, gasvry. Een wat die goeie lief het, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers. Julle is baie stil vanmôre, ek het baie meer eienaars verwag. Ok, ek weet jy het jou trots. Een wat vashou aan die betroubare woord. Die betroubare woord. Die betroubare woord is nie op TikTok nie. Die betroubare woord is op die nuus en op die nasionale media nie. Die betroubare woord is die woord wat ek in my hand vashou vanmôre. Net so praat God ook met elke vrou. Net toe die vrouens hulle skoene opskap en gesê het, this is for you, buddy. Toe sê Jesus, Die vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam. As ons by hierdie pragtige vrou hier voor begin en ons sê vir, kom, staan op en sê vir ons of jy jou gedrag is soos die heiliges. En dan vir haar mamma en dan vir ouma en dan vir Ina en dan, wat gaan jy sê? Want jy gaan nie vir my sê nie. Jy gaan voor 'n lewende God staan en hy gaan vir jou sê, vrou, jou gedrag was dit soos dit heiliges bestaan. Geen kwaadspreker nie. Hierdie wat jy so opwen. Nou kom ek by die huis. Nou het Fransis weer een of ander wat sê hulle? Sy vang duiwel. Nou het sy duiwel gevang. Nou is dit jare terug. Jonk en onervare. Nou, weet ons hoe maak hulle wen jou so. Nou loop, ons in die middel van die winter. Nou loop ek garage toe. Toe ek daar omdraai, loop ek amper daar vas. Sê my liefling, los dit. Dis ongegrond, dis onnodig. Let's make love, not war. Ek loop in die koue, ek loop om die swembad, en toe ek aan die ander kant van die swembad kom, toe sê weer, ek sê, ag, cool af. En sy sak so met 'n rooi sweetpak, en sy raak so onder die water, en sy kom, bloep, dis koud. Ek sê, cool af, en dan klim jy uit. My liewe mens, vroue, kwaadspreeksters, aan baie wyn verslaaf nie, maar wees leraresse. Die man is die hoof van die huis. Amen. Dankie dominee. Jy is die enigste een, lyk my, maar die man in die huis is. Maar die vrou is die nek. Nou sal hulle gou amen sê. En die nek draai die kop net waar hy hom wil hê. Which is true. My vrou draai my kopie ook, partykeer voel dit ek soos Pinocchio. My liewe mens, maar God het haar die reg gegee om my en jou koppie te draai. Want partykeer moet ons ook na hulle luister. Ons wil na die wêreld luister, maar ons vergeet die een wat God gesê het, ek stuur vir jou hulp. Partykeer moet ek ook stil staan en sê, wow, my liefling, ek het nie geweet, jy is so slim nie. Jy moet leraresse wees, sodat jy die jong vroue kan leer, die jong kinders kan leer, sodat jy, luister, I love the word of God, want mans wees, hulle mans en kinders lief moet hê. Vrouens, julle moet julle mans lief hê. Mans, julle moet aan julle eie vrou, jou eie vrou begee. Sodat die jong vroue kan leer, mans
Jong vroue kan leer, kinders kan leer, dit het ek al bygevoeg, mans en kinders kan lief hê, ingetoe, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig moet wees, as die mans onderdanig waardig is ons altyd onderdanig waardig, mans? Vrouens, is julle aan julle mans onderdanig? Of dryf julle weg? Maak hulle so kwaad dat hulle in die swembad gooi in die middel van die winter? Ek dink ek het eers die ys hoor kraak en daar gaan sy onder die water. My liewe mens, eie mans onderdanig wees, sodat die woord van God nie belaster word nie. God sê dit met 'n rede, sodat sy woord nie belaster kan word nie. Titus 2 vers, dit was 2 vers 3 tot 5. Ons kinders, alle ouderdomme, my kinders, jou kinders, hulle kinders, ons kinders, die wêreldse kinders, Frans is gister in 'n winkel en hier staan 2 vlermeisies, snotneusies, blou van die honger, maar hulle het nie geld om 'n vetkoek te koop. Nou kom sy by die huis, nou huil sy, sê ek het wel 'n vetkoek gekoop. Alle kinders, van alle ouderdomsgroepe, hoe sê daai ou in die sirkus, ladies and gentlemen of all ages, vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Nou preek Francis vir François. Ek het julle net verduidelik hoe preek sy. Sonder 'n vers natuurlik, preek sy. Nou sê, ag mamma, liewe Jesus weet ek gaan daai toets dop. Hoekom laat hy my oor en oor skryf? En mamma moet nie so preek nie. Sy sê, solank ek lewe en ek 'n stem en 'n tong het, gaan ek vir jou preek, my kind. Get used to it. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid en opregtheid. Is ek en jy nog wat die woord sê ons moet wees? Of is ons goed? Ek is wedergebore. Ek het 'n titel, pastoor. So ek kan sê en doen wat ek wil. Maar hier sê God, nee. Laat die woord gesond en onweerspreekbaar wees, sodat die teestanders, hierdie ouens wat my so aanval, beskaamd kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. God sê dit. Maar ons Christene, ouens kom by my, hy sê sy ou by my instap en hy sê ek wil 'n kar koop, as ek baie bly. Hy sê maar dan die tweede ding wat hy sê is, ek is 'n Christen. En ek is daar by Ben in die kerk. Hy sê dan sê ek gaan koop 'n kar langsaan. Julle skelm Christene is ek nie voor dit. Dis 'n klap op ons naam. Ons Christene. Die dienskneg moet onderdanig wees aan hulle eie Here. Hulle in alles behaag en nie teepraters wees nie. Maar alle goeie trou toon, leer van God ons verlosser in alles. Ek het nou nie die hele sin gelees en nou maak dit nie regtig sin. My liewe mens, wie wat doen die kerk? Wie wat doen die kerk? Ons hou kerk. Ons sit op die regte plek, trek die regte klere aan, ons sê die regte goed op die regte tyd, en as ek sê, almal wat R1000 vermoere in hierdie hand kom neerlê, gaan hemel toe, dan kry ek baie R1000 en almal sê amen, almal wat geld het sal sê amen. As jy vir die kerk 'n nuwe klankstelsel koop, gaan jy hemel toe. Amen. Wie wat doen die kerk? Hulle worry oor snaakse goed. Hulle worry oor snaakse goed. En hulle sê nie vir mense, hoe maklik is dit om 'n regte Christen te wees nie. My boetie, ek het 'n foto van hom hier opgesit. Ek wil hom ook eintlik al bo gesit het, dat julle kan sien hoe lyk, het hy gelyk. Hy gaan trou.
En ons is in die NG Kerk en hy trou met 'n happy clappy meisie. En hy trek hom mooi aan en sy trek hom mooi aan. Die pastoor maak die deur oop, ek sal nie sy naam noem nie. En hy sê kom in, julle almal ken hom. Sit. Hoekom wil julle twee jong mense my sien? Pastoor, sal jy ons trou asseblief? Raai wat sê hy? Hy sê nie as jy 'n wedergebore kind van God, gaan jy 'n priester en profeet en 'n koning van haar en haar kinders wees. Wie wat sê hy? Ek gaan jou nie trou nie. Hoekom nie? Jou hare is te lank. Jou hare is te lank. Ek wil die foto daarop sit, sy hare het hier gehang. Nou my oupa het ook gesê, ek soen nie 'n ding wat lyk soos jy nie. Hy het my altyd gesoen, toe kom ek uit die army uit, toe was dit my oortjies toe, want hulle het koud gekry. Sê ek soen nie 'n ding wat lyk soos jy nie. Die kerk worry oor hare. Hulle worry oor klere. Ja, jy moet oor klere worry. Kan jy the hi-fi and the lights are low, jy kan jou naaltjies sien en die ketty. Nee, dis nie wat ons moet doen nie. Hulle worry oor wie rook. Het jy geweet daai wat in die band speel rook? Ek sê ja. Jy moet hom daar afjaag. Ek sê nee. Ek moenie. Ja, maar hy rook. Ek sê maar jy vloek. Jy het 'n buiteegtelike verhouding. Jy molesteer jou kleinkind. Nou wil jy vir my sê, hierdie ou wat rook, kom ons bid vir hom, laat hy tot bekering kom, dat die Heilige Gees hom oortuig om op te hou rook. Nie jaag hom weg nie. Het jy geweet daai twee wat daar sit is gay? Ja, jy moet hulle wegjaag. Ek sê, weet jy daai tannie wat daar sit skinder? Dan moet ek haar ook wegjaag. O, sit sorry oom, dis jou vrou. My liewe mens, ons soek goed en ons wil mense wegjaag en ons wil al hierdie goed doen, maar ons kom nie uit by wat God wil hê ons moet doen nie. Ons moet vir mense sê, weet jy wat, God het jou lief? Weet jy wat, daar's genade vir elke sonde? Weet jy dat God jou kan was in die bloed vermoere en jy gaan witter wees? Daai man het so mooi wit hemp aan, as daai man se mooi wit hemp. Weet jy dit? Bioskoop is sonde. Nou al wat ons nou doen, ons koop 'n bioskoop in die sitkamer. Ek het 'n oom gehad, hy het altyd gesê, hy gaan nie meer op verlof nie, hy het 'n bioskoop in die sitkamer en 'n swembad, 'n see agter in sy jaar. Dis wat ons wil doen. Ek kyk dieselfde gemors wat ek in die drive-in gekyk het, nou op in my sitkamer, nou is dit nie meer sonde nie. Jy sal nie glo nie, toe ek die TV daar neersit, dis al geen ouderdomsbeperkings meer. Yes, ons blaf onsself so maklik. Luister na die woord van God. In Jesus naam. Nie in jou kerkverband nie deur die krag van God se Heilige Gees. Luister na Eksodus 20. Die wet. Ek kan nie sien nie, so ek weet nie kom blaai ek nie. Luister na die wet van God. Eksodus, wat sê God mag jy nie doen nie? Wat sê God in Galasiërs 5:19? Wat sê God in Galasiërs 5:19? Ek kan dit vir jou lees. Ook die verkeerde Bybel hier. Die ander een is klaar gepak vir die pastore bid hier. Het jy en ek die vrug van God se Heilige Gees? Wat is die vrug van God se Heilige Gees? Daar's 'n skillery daar in die boardroom, gaan kyk na hom. Wat is die vrug van die Heilige Gees? Geloof en blydskap en vrede en liefde en selfbeheersing. Het jy die vrug van God se Gees? Ja, want ek gaan elke Sondag kerk toe. Ja, want al die mense hou van my. Ja, want ek preek op die TV. Ja, want ek gooi baie geld in die... Dis nie wat God sê nie. Dis nie wat God sê nie. Hy sê jy moet die liefde hê. Nie mense liefde nie,
Mense se liefde is 80% van die tyd last. God se liefde is meer as wat die oog kan sien. Dis die 70x7, die tweede myl. Is jy en ek alweer gebore? Nie wat doen jy vir Jesus nie. Ek het dit eendag op die TV gesê, daai tannie was kwaad vir my. Ek sê koeksusters bak, gaan jou nie in die hemel bring nie. Sy sê ek bak 1000 koeksusters in 'n week vir die kerk. Ek sê ja tannie, dis hoe jou pastoor so dik is. Ek het self 'n tannie wat kan koeksusters bak in die plek. Ek moet eintlik 'n pakkie saam vir haar vir die pastore bid, Heer. Ek hoop jy het voorraad. Ek eet net een aand, want ek check my figure. My liewe mens, ons is besig om kerk te speel. Ons is Christene. We all going to heaven, we all going to heaven. We ain't all going to heaven. Johannes 3 vers 5 en 6. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, gaan hy die koninkryk nie sien nie. Nee Ben, dit kan nie so erg wees nie. Nee, daar moet genade wees. Daar is genade. Ek het 'n ander ietsie wat ek vir jou wil lees. Van die genade, die genade, die genade. Hebreërs 10 vers 24 en tot 9, nee, ek het net tot 26. En laat ons mekaar ag gee om tot liefde die goeie werke aan te spoor. En laat ons nie onderlinge byeenkoms, hier is 'n onderlinge byeenkoms, versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en des te meer nader, na mate julle die dag sien nader kom. Ons sê almal, die Jesus is op pad, hy staan by die voordeur. Dis nou hier wat hy daarvan praat. Want, as ons opsetlik is, ek ry met my seun se splinter nuwe Mercedes, ekskuus tog, ek weet nie wat ek by die kerk kom doen nie, en Dossie gaan saam, en hy is so groot, en hy sit hier op die agterseat, en ons ry, en toe ek omkyk, toe staan hy regop op die sitplek, ek sê, Jos, sit, hy sê, ek sal nie, ek sê altyd vir my kinders, oupa's baie lief vir julle, maar hier binne is 'n baie, baie kwaai pappa, en hy spring uit soos 'n verwoede leeu, so moenie hom ontstel nie, ek sê, Jos, sit, hy sê, ek sal nie, ek sê, gaan jou voete, hy sê, voeter my, ek stop by Mercedes, hy maak so op sy, hy badge op die, Jesus, maar ek slaat sy boude. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Dis nou daar wat jy sê, maar Here, ek het al hierdie mooi goed gedoen. Hy sê, gaan weg, ek ken jou nie. Waar's my handskoen? Julle almal ken die handskoen. Die handskoen. Jy kan nie God, Jesus Christus, die krag van die Heilige Gees manipuleer nie. Dis wat ons wil doen. Ek maak altyd so en sê ek, dis jy, dis die Heilige Gees. In hierdie geval is dit God en ons dink ons kan vir hom sê wat hy moet doen. Here, soos ek wil. Ek wil hê hierdie kerk moet so gedoen word. Ek gee nie om wat sê die woord nie, ek gaan dit doen soos ek wil. Hoekom? Want ek is 'n hoofouderling, ek is 'n predikant, ek is die pastoor se vrou of ouma of whatever jy wil wees. Jy kan nie God manipuleer nie. Jy kan nie God aan en afsit nie. Jy kan nie, al wil jy. Jy kan nie. God is God. Soos julle wil nie, uit die woord van God skeer, wat ek nie van hou nie. Mense sê nee, ek sal nie dit doen nie, ek gee nie om wat sê jy, of wat sê die Heilige Gees, of wat sê die woord van God nie, ek sal dit nie doen nie.
Moet ek vra almal wat dit al gesê het, staan? Nee, ek sal nie. Maar ek weet in jou hart staan jy nou bo op die stoel. Ek sal dit nie doen nie. Ek sal nie 'n 10de vir die huis van die werk van die Here gee nie. Ek sal nie. Kyk of jy my kan maak. En as jy weer sê ek moet tot bekering kom of ophou om dit en dat te doen, dan stop ek die bietjie wat ek nog gee op. Jesus, ek sal like om daai geld toebops te maak en iewers in te druk. Jy gee niks vir my nie. Dit is vir die werk van God. Jy vermaak my nie om te sê jy sal nie. Jy hoef nie. Dalk is ek verkeerd. Dalk is dit nie so belangrik as dit nie woord van God, maar ek dink dis baie belangrik. Ek gaan afsluit. Ek en jy moet begin Jesus leef. Jy kan nou maar amen sal doen jy dit sag. Want jy's nou nie seker wat gaan dit beteken nie. Smitty, wat sê jy vir? Gaan ons try. Halleluja. Ons moet begin God praat. Daar's so 'n liedjie. Let's talk Jesus. Iets in daai lyn. Nou kyk ek vir voorvrou en nou kyk sy my aan of ek van 'n ander planeet afkom. Sy ken al die songs. Kom ons praat Jesus, iets in daai lyn. Kom ons wees Jesus. Ek wil nie jy moet wees soos jy ingekom het nie. My man het net so mooi met God gepraat. Hy sê laat daar iets gebeur vanmôre in die plek. Ek bid dit al die heel nag. Kom ons begin dink soos Jesus. Kom ons begin doen soos die woord van God sê, sonder om te argumenteer of te murmureer of watter reer jy ook al wil draai. Liewe mens, die ou is baie kwaad vir hierdie een vlermuis. En hy sê vir hom, as daar vlermuis in die hemel is, gaan ek die hemel toe nie. Hy sê, was al jy gaan baie wees. Daar gaan baie Christene in die hel wees. Daar gaan predikante in die hel wees. Daar gaan mense soos ek en jy wees, wat elke Sondag in die kerk gesit het, hulle R5 ingegooi het, liedjies gesing het, tot gesê het, amen en halleluja, maar dit nie gaan maak nie. Want ons hou kerk. Dis lekker om kerk te hou. Ek is verlief op kerke. Ek hou van aanddienste. Dis vir my lekker. Veral 'n middernagdiens. Nou kan ons eers my middernagdienste. Dis vir my lekker. Ons kan dit nie meer doen nie. Dis vir my verbasend dat ouens op 'n Sondagmôre opstaan en nie besef iewers lei 'n kerkklok. Nou as jy weet van 'n mooi groot kerkklok, gee hom vir my. Ek gaan hom in hierdie Eastville laat lei dat jy hom hoor tot in Pieters, tot in Nigel. Hulle gaan my met ketty skiet, maar ek skiet terug. O nee, ek draai 70x7 die ander man. Kom ons sluit ons oë. Hoe lyk ek regtig vanmôre? Wie is ek regtig vanmôre? Ek is so befaamd. Die goed wat ek doen is so lofwaardig. Dit gaan nie tel nie. Jou koeksusters gaan nie tel nie. Jou mooi maniere gaan nie tel nie. Jou mooi klere, jou geld gaan nie tel nie. Al wat gaan tel, is ek wedergebore, dien ek God met gees en met waarheid. Ek vra nie wat se sondes doen jy vanmôre nie. Dis tussen jou en God. Ek het niks daarmee te doen nie. Die vraag vanmôre is, wil jy God dien soos hy wil hê jy moet dien? Hy sal jou oortuig van wat jy doen en wanneer jy moet ophou. Ek gaan nie eens draai nie. Michael, kom my kind. Maak toe jou oë, moenie nou rondkyk nie. Sê, Here, hoe lyk ek regtig? Open the eyes of my heart, Lord, that I can see you. Ek wil vanmôre deur Ben kyk. Ek laat nooit 'n kassie hier voor die kansel staan nie. Ek wil hê die mense moet sien, Jesus is die lig. Nie Ben nie, nie die kerk nie, nie die AGS nie, nie die NG Kerk nie, nie jy as Christen nie. Jesus is die lig. Is jy bereid? Open the eyes of my heart, Lord, man, julle is sterk. Dis 'n gebed
wat jy vanmôre moet bid. Ek gaan hom nie vir jou bid. Hierdie ding van kom vorentoe en jy staan nie en ek sê agter my aan, gebeur nie by Jesus se lig. Ek bid nie vir ouens wat tot bekering wil kom. Ek bid saam met hulle. Hulle sê, Here vergewe my, ek is 'n sondaar. Ek sê nie jy's 'n sondaar nie. Ek weet jy's een. Ek is ook een. Open the eyes of my heart, Lord. Ek gee nie om wat se gemoedstoestand jy is nie. Ek gee nie om wat se probleme jy het nie. Ek gee nie om wat is jou grootste bekommernis vanmôre nie. Ek het nie vir jou 'n antwoord nie. Ek het net een antwoord. Jesus is lig. Dis al. En as jy Jesus in jou lewe toelaat, in alles, gaan jy uitvind, die verdrukking word minder. Glo my. As jy my nie glo nie, try dit. Sê vir die volgende 6 maande, gaan ek alles doen soos die woord van God van my verwag. Vir die volgende 6 maande, en jy gaan uitvind, weet jy wat? My man is nie so bad nie. My vrou is nie so bad nie. Weet jy wat? Dalk is my kinders ook nie so bad nie. As ons as 'n gesin God begin dien in gees en in waarheid, gaan jy dalk uitvind niemand is so bad nie. Jy gaan tot dalk van my hou. Okay, dit sal 'n mirakel wees, maar dit kan gedoen word. Jy gaan 'n besluit neem en dan gaan jy opstaan en jy gaan sê, open the eyes of my heart, Lord, that I want to see you. Ek wil nie die kansel sien nie, ek wil nie band sien nie, ek wil nie die voorsanger sien nie, ek wil nie die bidders sien nie, ek wil nie my verlede sien nie, ek wil nie my tradisie glo nie. I want to see Lord, the Lord Jesus. Is jy gereed om daai besluit te maak? Wen jy, laat ons elke Sondag besluite maak. Jy gaan elke dag van jou lewe by Jesus se lig as ek die woord bedien. En van vooraf besluit, waar pas ek in die puzzle in? Open the eyes of my heart, Lord. En as jy gereed is, dan staan jy op. Jy kan jou hande opsteek. As jy nie gereed is nie, maar jy weet nie wat om te doen nie, kom staan jy voor by my. Ons gaan saam jou bid. Ons gaan nie vir jou bid nie. Ons gaan saam jou bid. Ja, ek weet dit gaan moeilik wees. Daar's 'n paar verskywings in jou huwelik, daar's 'n paar verskywings in jou verhouding, daar's 'n paar verskywings met jou kinders. Gaan nie maklik wees nie. Niemand het gesê dit is maklik nie. Man, as jy nie nou begin sing nie, gaan ek nie ophou praat nie. Ek hou nie daarvan om stil te bly. Jolo. Jy besluit of ek kom bid saam, of ek staan, of ek gaan huis toe.